Goeiedag almal en baie welkom by In die Tonnel. Vrydag altyd my gunsteling. Ek sê dit week na week, maar dit is lekker as die naweek so voor ons lê. Lekker naweekse sport Saterdag en Sondag internasionaal en ook in Namibië. Daar's groot semifinale van die rugby wat die naweek plaasvind en daar's 'n groot internasionale kwartfinale ook in rugby. Groot verskeidenheid. Dis weer Formule 1. Hulle jaag weer hierdie naweek. Hulle is pas klaar met Monaco. Nou sit die Spaanse Grand Prix in Barcelona. Hoor wat sê MV Welman van die rugby gepraat. Dit is Mike Potgieter wat ons sy mening gegee. Groot kwartfinale wat gespeel word in die Verenigde Rugby Kampioenskap. 3 van Suid-Afrika se spanne in aksie. 2 speel tuis en 1 speel weg. Ons gaan daaroor gesels. En dan tennis, Franse Ope het begin. Dis een van die grootes van die jaar. Dis op klei wat dit gespeel word. Ons gaan hoor wat sê Novak Djokovic. Interessant, hy gesels onder andere wat hy dink van skeieregters of lynregters, of die lynregters moet behou, die manne wat daar sit op hulle stoele en of hulle die elektroniese tegnologie moet begin gebruik. So dis interessant nogal. En dan ook 'n baie groot golftoernooi, dis die vroue Amerikaanse Ope wat die naweek gespeel word. En Nelly Korda gee vir ons ook 'n mening hoe sy myself gemotiveerd hou en gefokus hou vir die golf wat op pad is. En dan ook 'n groot finaal kampioenskap, die UEFA Champions League, soos hulle in Engels sê. Dit word in Duitsland gespeel die naweek. En so 'n groot sport wat reg oor die wêreld gebeur, natuurlik in Namibië. Ons gaan ook gesels oor daai groot rugby waarvan ek gepraat het en fietsry ook. Maar kom ons spring weg met die vinnige motors. Ons spring in die motors. Dis die Spaanse Grand Prix. Dis in Barcelona. Tans na die afgelope naweek in Monte Carlo is dit Oscar Piastri wat voor is nog steeds 161. Hy het nie gewen nie. Dis Lando Norris wat gewen het in Monaco. Hy is net so 3 punte agter hom, 158 en dan Max Verstappen op 136 wat probeer so vasklou daar aan die McLarens wat voor is op hierdie stadium. In die vervaardigers McLaren wat gemaklik voor is 319 punte, Mercedes 147, dan Red Bull 143 omtrent Max Verstappen wat op sy eie daai punte bymekaar maak. En dan Ferrari 142 in die 4de plek. Nou, ons kundige en die man wat die beste weet is MV Welman, hy is van Megaphone Sport. Kom ons hoor wat ons te wagte kan wees daar in Barcelona die naweek. Die naweek is die Spaanse Grand Prix daar op die Catalunya baan naby Barcelona. Dis die laaste van 3 wedrennery. Dit begin by die Emilia Romagna baan daar op Imola, wat Max Verstappen natuurlik gewen het deur vir Oscar Piastri onverwags by te steek op die heel eerste draai van die baan. Niemand het dit verwag nie. Niemand het gesien dit kom nie behalwe Max Verstappen en daar wen hy op sy gewone briljante wyse uit die Grand Prix. Verlede naweek het Lando Norris weer die bordjies verhang, gewys hy het senuwees van staal en hy het daarin geslaag om op die voorste wegplek te kwalifiseer, soos ek gesê het, baie belangrik in Monaco. En hy het ook daar geslaag om die wedren te wen. Daar was wel 'n bietjie kontroversie gewees rondom die feit dat daar 2 verpligte kuipestoppe was. Dit is nie noodwendig 'n groot sukses nie, maar my vriend Hendrik Verwoerd reken dit was, want tot op die heel laaste ronde was ons nog seker wie gaan hierdie wedren kan wen nie, omdat daar so groot kans is vir 'n veiligheidsmotor. So om terug te keer na hierdie naweek se Barcelona Grand Prix of die Spaanse Grand Prix op Barcelona, dit is 'n baie bekende baan die jaar het al baie rondes op hierdie baan gery, want dit is altyd die baan gewees wat Formule 1 getoets het op voor die seisoen begin het. So hulle ken hom, hulle is gewoond aan hom en die spanne ken hom ook, hulle weet hulle motors optimaal op te stel. Die groot vraag natuurlik hierdie naweek vir die wedren is die nuwe tegniese direktief wat die FIA uitgebring het, wat hulle noem 'n sogenaamde clampdown op vlerke wat kan buig, en almal reken McLaren gaan dalk daardeur geaffekteer word. Maar daar is 'n paar rigters wat reken dit nog 'n ander span wees wat niemand sien kom het nie wat daardeur geaffekteer gaan word. Daar was so lank kennisgewing gegee van hierdie nuwe ding gaan zich verander. Ek dink die enige span is meer op die agtervoet nie. Dit is lankal uitgesorteer. Red Bull is besig om 'n bietjie van 'n terugkeer te maak op die vinnige bane wat hoë spoed draai het, soos wat hierdie een het, Barcelona het. Wat op Imola ook gehad het, lyk die Red Bull skielik baie beter. Sy bandverweer is baie beter. Dis nie die McLaren se geheime wapen gewees hierdie jaar, die feit dat sy bandverweer so goed is. En ek dink dit behoort 'n baie opwindende wedren te wees. Ek dink dit behoort weer eens te wees tussen Red Bull se Max Verstappen. Yuki Tsunoda kan mens maar vergeet. Ek dink sy loopbaan by Red Bull gaan maar redelik kort wees. En dit het 2 McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. My gunsteling is nog steeds Oscar Piastri om die titel te wen hierdie jaar. Maar ons sal maar sien wat daar gebeur. Die bande wat hierdie naweek gebruik gaan word is die C1, die C2 en die C3. Dis die hardste bande. Laas naweek het ons die 3 sagste bande gebruik. Hierdie naweek gebruik ons die 3 hardste bande. Ferrari natuurlik laasweek verras op Monaco, maar dit is maar eenvoudig omdat die baan 'n straatbaan was, moes die motors bietjie hoër gestel geword het. So die Ferrari wat gewoonlik bietjie hoër as die ander motors moet loop, noodgedwonge. Ons weet hulle is natuurlik gediskwalifiseer gewees omdat die plankverweer te groot was in die Chinese Grand Prix. Dit het hulle bietjie beter laat lyk as wat hulle regtig is.
So ek verwag nie veel van Ferrari nie. Mercedes natuurlik 'n droewige naweek gehad in Monaco. Hulle sal op die bordjies te verhang, maar ek moet sê daai span lyk vir my of hulle vinnig op pad is nêrens heen nie. Williams natuurlik die ander span, hulle het 'n lekker hou vas op die 5de plek op die oomblik, maar die Racing Bulls het baie slim gejaag daar in Monaco en die ander spanne bietjie uitoorlê met daai twee-stop strategie. Hulle baie goeie punte aangeteken daarso en jy moet dit dophou. Daar's 'n goeie span. En Liam Lawson lyk of hy baie gelukkig is by Racing Bulls wat hy by Red Bull was. So ja. So dis 'n vinnige kykie na die naweekse wedren. Dit is 'n baie lekker opwindende wedren, weer 'n goeie tyd vir ons Suid-Afrikaners om te kyk. Ek sien uit daarna. Ek dink nog steeds, ek dink of Lando Norris of Oscar Piastri word gaan wen met Max Verstappen miskien as 'n buiteperd. Dankie Arie, terug na jou toe. Ja, dankie MB, dis 'n lekker vooruitsig. Dis die Barcelona Grand Prix en dit is Max Verstappen wat laas jaar daar gewen het. Natuurlik Lando Norris was tweede gewees. Lewis Hamilton toe nog in 'n Mercedes-Benz gejaag was in die derde plek gewees. En dis die 65ste keer wat daar hulle Grand Prix daar aangebied word. So dit is 'n bekende naam, 'n bekende baan eintlik. Dit is die Circuit de Barcelona, hulle noem dit ook Catalunya. Sal baie mense om van ken. En hulle gaan kloksgewys ry, 14 draaie op daai baan, 4,7 km lank en hulle gaan 66 rondes ry. So lekker vooruitsig. Dit is die Spaanse Grand Prix in Barcelona. Ons gaan die tennisbaan, dis een van die grootes, dis die Franse Ope, dit is Roland Garros wat begin het en daar's 'n verdedigende kampioen is Carlos Alcaraz, hy's tweede keer, hy het vir Alexander Zverev laas jaar gewen, Zverev is derde keer hierdie jaar en dit is Jannik Sinner wat eerste keer is, hy was vir 'n tyd lank was hy geskort gewees, maar hy's terug en dit is ook Novak Djokovic wat in die toernooi speel. Interessante gesprekke wat hulle met Novak Djokovic gehad het oor lynregters. En daar's hom gevra of hy dink die lynregters moet bly en of hulle tegnologie moet gebruik. So dis baie interessant. Kom ons hoor wat sê Novak Djokovic. Hy's natuurlik deurwinterde speler, al 24 groot toernooie gewen, menigte kere ook die Franse Ope gewen. So hierso is Novak Djokovic. I think I've said enough, but I'll say it again. You know, Andy is just an amazing person. First of all, someone that I have spent most of my career with since the very young age on the tour, traveling, playing him, facing him in the earliest days under 12 and all the way through to the last days of his career. So for him to join my team and for us to give a shot to this player-coach relationship was really an incredible thing for tennis and for both of us. And I was very privileged and very honored, and I was enjoying myself very, very much. Regardless of the fact that we haven't had maybe the success that we both wanted or people expected us to have. But I still think that, I've learned things on the court with him. I've enjoyed my conversations with him about tennis because I still think that he's one of the most brilliant tennis IQ guys out there. So, and whoever he decides to work with next, if and when, that player is going to be lucky because he has definitely a lot to share, a lot of great insights. So it just didn't work out between us in terms of results and in terms of what we were hoping for, and that's all there is to it. And personally, I actually enjoyed my time very much with him, and I feel like we have a closer relationship because of our working relationship in the last 4 or 5 months. Novak Djokovic, hy speel natuurlik ook vanjaar weer in die toernooi, 38 jaar oud, hy is baie goed op klei, maar hy begin bietjie sukkel om hierdie jong manne te wen, so is interessant wees hoe dit nog gaan so dieper in die toernooi, maar speler het ook 'n goeie afrigter nodig, Andy Murray natuurlik het vir Novak Djokovic gehelp, hy self 'n speler wat onlangs afgetree het of uitgetree het, en maar hulle paai het geskei ongelukkig, so Novak Djokovic het nou nie meer by Andy Murray by hom, maar hy praat oor Andy Murray, hoe ek dink van hom, kom ons hoor wat sê hy van sy tyd as afrigter van Andy Murray. Well, first I'll say that I understand the people who are more traditionalist and who like to have the line umpires on the court. And I think it's part of our culture and tradition that has been there for decades. And I do understand that aspect of it. And it's hard to make certain changes, and you don't want to give everything away to the technology, right? But if I have to choose between the two, I'm a more proponent of technology. I would say that it's just more accurate, saves time, and just maybe also less people on the court.
which at times is actually good if you're playing on a smaller courts. And there's been, numerous times where players would collide with a line judge or line umpire and so forth. So, maybe that's not the most important reason, but I just think for accuracy and efficiency, it's better to have a technology. Yeah. Ja, dan Novak Djokovic het baie respek vir Andy Murray natuurlik baie saam gespeel van jongs af. Ander speler wat ook in die toernooi is Casper Ruud. Daar's met hom gesels oor die weer en die weer is altyd maar 'n faktor in Europa. Dis veronderstel om nou somertyd te raak in Frankryk of in Parys. Dis kouerig gewees die afgelope tyd. Daar's koue dae, daar's warm dae. Kom ons hoor wat sê Casper Ruud. Hoe dit die spelers beïnvloed en wat hulle moet aanpas as die weer verander. I mean, the guys who take care of the courts there are doing an incredible job. So whether it's raining or dry, yeah, you feel a little bit different. But if you play on the big court, the court will stay quite dry all the time. That's my feeling. Because either with the roof or that they cover the court when it rains, they keep it in a good shape all the time. And the ball will fly a bit slower through there when it's cold, so you can adjust with maybe string tension. You can go down a bit when it's colder and tighten it up when it's warmer. But I've been able to play good tennis here in cold and warm conditions, and I honestly prefer to play in 20 degrees than 30 plus. I mean, when it gets too hot, it's kind of tough out there, but it's... Last year was some of the coldest I've experienced here in May, June. We played that year in October once when it also got really cold, but I'm hoping that the sun will come out a little bit more, yeah, because so far it's been pretty cold. Dit dan Casper Ruud, ja, die weer is 'n belangrike komponent. Hooplik is dit mooi weer in Parys. Natuurlik volgende naweek waar die eindstryde gespeel gaan word in die Franse Ope. In die vrouafdeling net vinnig, Iga Swiatek, verdedigende kampioen, sy het vir Jasmine Paolini van Italië laas jaar in die eindstryd geklop. Sy sukkel 'n bietjie die afgelope paar toernooie op klei. Sy is nou 50 keer vir die toernooi. Aryna Sabalenka is eerste keer, Coco Gauff van Amerika tweede en Jessica Pegula derde in die Franse Ope. Ons gaan na die golfbaan. Dis 'n groot op die Amerikaanse vroue PGA of die wêreld vroue golf. Dis die Amerikaanse Ope, een van die majors soos hulle sê in Engels vir vroue. Dit word gespeel by Erin Hills. Dis in Erin, die dorpie Erin in Wisconsin in Amerika. Die wenner laas jaar was Yuka Sasu van Japan. Sy gaan weer speel in die Amerikaanse Ope. Van die ander gunstelinge is altyd maar Nelly Korda, die wêreldsnommer 1, ook Lydia Ko en Minjee Lee wat in 2022 ook gewen het. So dis van die gunstelinge. Maar kom ons hoor wat sê Nelly Korda van Amerika. Vir al die sielkundige benadering. Wat maak sy so tussen die rondes en hoe kry sy haarself gefokus vir al haar span rondom haar, afrigters en ook familie rondom haar. Hierso is Nelly Korda. Honestly, we do such a great job as a team where we just like really stay in the moment. And, when we're out there, sometimes we barely talk about golf. We just talk about our own life, what we're going through, some funny stuff we've seen on social media, what other people have done. So we keep it really light. And that's what I love about the team so much is that sometimes we just don't even talk about golf. And I think that's what kind of takes me away from it. And then my parents are going to come in today. So having them staying with me is always really nice. I'm going to make my dad do Legos with me this week. And then maybe do some games because we both are really competitive. Something that we've always played together is sequence. So I think I'm going to pick that up. So stuff like that just gets my mind off of it. And what kind of Legos are you building this week? I don't know. Last week I got a McLaren gifted from a fan, which was really cute. And then I think, Simba, yeah. Dit dan Nelly Korda, wêreldsnommer 1 speler, sy is verseker een van die gunstelinge by die Amerikaanse Ope. Baie interessant is sy praat van Lego. Ons almal het Lego gebou toe ons kleiner was. En jy kan dit nog doen as jy groter ook is. So dit is 'n herinnering dat ons nooit te oud moet wees om Lego te bou nie. Prysgeld is $12 miljoen Amerikaanse dollar gesamentlik vir die hele toernooi Amerikaanse Ope. Die wenner gaan 'n hele $2.4 miljoen Amerikaanse dollar wen en 156 spelers wat daar gaan uitdraf of uitstap en die toernooi gaan speel. Maar kos wat advertensiebreek as ons terugkom, dan gaan ons kyk wat op die rugbyveld gebeur. Praat van die Verenigde Rugbyskap en hoor wat sê Mike Potgieter onder andere. Welkom terug by In die Tonnel. Lekker sportnaweek wat voor ons lê. Ons het gekyk na verskeie sporte al Formule 1, ook op die golfbaan, tennisbaan, maar nou is dit tyd vir rugby. Groot rugby die komende naweek. Suid-Afrikaanse spanne in aksie
Die Verenigde Rugby Kampioenskap is nou nie meer rondom talie wedstryde nie. Nou is dit uitspeel. Wen jy, gaan jy verder, verloor jy, gaan jy huis toe. En dit is 3 Suid-Afrikaanse spanne wat nog in aksie is. Die eerste span speel al sommer Vrydag aand. Dis die Stormers, hulle het 'n wegwedstryd teen die Glasgow Warriors, natuurlik die Bulls en die Sharks ook in aksie. Maar dit is die Stormers 'n moeilike taak. Hulle speel teen die verdedigende kampioen, die Glasgow Warriors. Hoewel die Glasgow Warriors die afgelope paar wedstryde nie so goed gevaar het nie, maar hulle het baie goeie span en hulle speel 25 minute voor 9 Vrydag aand. Ek het met Mike Potgieter gesels. Ons wonder wat kan gebeur. Stormers teen Glasgow. Maar ek is uitspeeltyd, Verenigde Rugby Kampioenskap 8 spanne oor, 3 Suid-Afrikaanse spanne, 2 speel tuis, 1 speel weg. Ons begin by die weg. Dis al Vrydag aand, die Stormers wat 'n wegwedstryd het teen Glasgow Warriors. Glasgow Warriors se reputasie is baie groot, natuurlik die verdedigende kampioen, goed gedoen in die seisoen, maar die gevaar is nou dat die Stormers kan hulle effens onderskat, want hulle het 'n swak einde van die seisoen gehad, maar dit gaan Saterdag of Vrydag aand, is ek seker dat die Glasgow Warriors gaan aangeskakel wees. Ja, ek dink die een groot ongelukkige ding teenoor die geluk is dat daar heelwat spelers weer teruggekom het vir die Stormers en soos hulle dan nou nader aan die uitspelrondes gekom het, was een van die groot vrese vir ons geweest dat 2 Suid-Afrikaanse spanne dalk teen mekaar gaan speel in die kwartfinale. Dis gelukkig dan nou geëlimineer. Die geluk by die ongeluk is dat jy momentum opgebou het tot by hierdie wedstryd. Baie belangrike wedstryd, verloor en jy is uit. Verdedigende kampioene, hulle sal selfvertroue hê, maar baie van die beseerde spelers het teruggekom by die Stormers. Dis die gelukkige deel, die ongelukkige deel, Damian Willemse wat nie beskikbaar is nie. Ek weet nie hoe groot impak dit gaan wees nie. Dankie Mike. Ja, groot ene, dit is die Stormers wat 'n moeilike wedstryd het, Glasgow Warriors Vrydag aand. Die Bulls speel tuis, hulle het tweede op die puntleer geëindig. Hulle speel teen Edinburgh van Skotland en daai wedstryd is 1:30. Dis 'n baie vroeë wedstryd tussen Pretoria Saterdagmiddag. Ek dink die Pretoriaaners geniet dit as dit die wedstryd so 'n bietjie vroeër is op 'n Saterdag. Weet nie of die Europese manne daarvan hou nie. Maar kom ons vra vir Mike Potgieter, wat dink hy? Dit is die Bulls teen Edinburgh 2:30 Saterdag. Michael Loftus Versveld 1:30, lekker vroeg afskop. Ek dink die tuisspan sal geniet altyd om in die son te speel. Die Edinburgh wat eintlik sekerlik nie bang sal wees om ook in die son te speel nie. Dit gaan nie so warm wees soos in die somer nie. So 1:30 afskoptyd is vroeg. Maar dit behoort nie eintlik vir Edinburgh te beïnvloed nie. Nee, ek dink nie so nie. Ons het al baie keer gehoor afrigters sê control the controllables, die weer is iets wat jy nie kan beheer nie. Maar ek dink ook dat hierdie spanne het al so baie keer teen mekaar te staan gekom oor die hele kompetisie, oor 2 kompetisies, verskeie halfeindronde gespeel en gewoond geraak aan verskeie weeromstandighede. Dat ek moet vir jou sê, ek dink nie dit gaan vir Edinburgh te veel pla om 1:30 die middag in Pretoria af te skop. Ja, een faktor wat ons week na week gepraat het wat verbeter het van die Bulls is hulle verdediging. En in hierdie uitspelrondes, weet in die rondom talie is dit altyd nou rukwekkend. Jy moet 4-3 druk, bonuspunte dwing jou om 'n baie aanskouliker, verlosser rugbywedstryd te speel. Maar nou, maak nie saak of jy 9-6 of 3-0 wen nie, wen wil jy wen. Maar verdediging wen jy hierdie goeters, of wen jy hierdie wedstryde. En dit is waar die Bulls baie goed doen tans. Baie goed. En die Bulls se verdedigingsplan lyk vir my asof daar altyd, soos ons maar altyd gepraat het, 'n double hit is met 'n derde ou wat dadelik kontest vir die bal. So dit maak dit vir die aanvallende span geweldig moeilik, want as jy daai bal afstaan met goeie verdediging natuurlik vir die Bulls se kant af, het hulle 'n bestendige stelskopper wat definitief daai telborddruk ook kan bou. En ek dink dis waar die Bulls op die stadium vir my die mees gebalanseerde wedstrydplan het. Hulle het goeie aanvallers, maar hulle verdedigingsplan is baie goed. Ja, dankie Mike. Ja, die Bulls dink ek is gunstelinge daar om vir Edinburgh te wen. Maar dit is 'n moeilike toernooi. Jy weet nooit, hulle sal op hulle beste moet wees. En dan Leinster het bo aan die puntleer geëindig. Hulle is nommer 1 gekeer. Hulle sukkel die afgelope paar jaar om enige bekers te wen, so hulle is gemotiveerd. Hulle speel teen die 8ste gekeerde span Scarlets en waarskynlik groot gunstelinge. Leinster speel 4:00 Saterdagmiddag Namibiese tyd teen die Scarlets en dit is 'n tuiswedstryd vir Leinster. Kom ons hoor wat sê Mike Potgieter weer eens. Maar ek vir Leinster baie op die spel, afgelope 3 jaar sleg gevaar in terme van eindstryde, veral in die kampioenskap liga, het hulle 2 keer teen La Rochelle verloor, nou vroeg uitgeval. Frustrasie is hoog vir 'n klub met soveel profielspelers en soveel sukses in die rondom talie rondes, dat hulle met 'n beker wen, en ek dink daar's baie druk om Jacques nie naby hulle en die afrondingsspan nou, hulle begin deur teen Scarlets tuis, behoort dit te wen, maar jy weet nooit, maar hulle is dan sekerlik die gunsteling teen Scarlets. Definitief, ek dink Scarlets kan hulle self gelukkig ag om in daai posisie te wees waar hulle in die uitspelrondes te kan wees. Ek dink Scarlets
is een van daai spanne wat op die dag, dink ek, besluit, het ons genoeg selfvertroue om hierdie wedstryd deur te haak, of waar gaan ons? Daar's nie regtig uitstaande spelers, wedstrydwenners, soos in Leinster nie. Daar's geweldig baie individue in Leinster wat 'n wedstryd vir jou kan wen in 'n oomblik. Maar dit bring ook die groot vraagteken vir my in 'n span waar daar soveel X-faktor spelers is. Op watter punt moet die afrigters begin intree en sê, ons fokus nie nou op die individu nie, maar op die groter prentjie waar jy 'n spanspeler is. Ja. Leinster het gewys dat hulle is daai span wat elke keer kort kom. En ek wonder of daai X-faktor speler individu nie in die oomblik te veel probeer of iets snaaks probeer om daai wedstryd om te swaai. Dat dit dalk die een is wat hulle so 'n bietjie 'n potjie nie. Maar ek dink nie daar behoort te veel vir Leinster in te wees om te sukkel om Scarlets te wen. Ja, dankie Mike. Ja, dit is Leinster verseker gunstelinge om vir Scarlets te wen. Hulle sal sekerlik deurgaan, maar mens weet nooit teesta in rugby nie, maar dit sal 'n groot verrassing wees as Leinster verloor. 7:30, dit is Saterdag aan 6:30, is dit die Sharks wat uitdraf teen Munster. Dis 'n wedstryd in Durban en die Sharks en Munster wat baie kompeterende spanne is en dit is Munster wat al hoe beter begin speel het ook. Hulle het 'n sterk span. Die Sharks natuurlik het 'n baie groot groep Springbokke wat daar veral in die voorspelers speel. Kom ons hoor wat sy Mike Potgieter wat ons te wagte kan wees Saterdag 6:30. Ek die Sharks tuis, dit is teen Munster en dit is waarskynlik een van die wedstryde van die naweek wat baie kompeterend gaan wees. Meeste gaan wees, maar hy's die ene wat dit baie moeilik is om in die begin te bepaal. Tuisveld vir die Sharks, 'n bondgenoot. Die eerste spanne in uitspeel in Munster is een span wat al in seisoen 3 wegwedstryde gewen het om die toernooi te wen, 2 jaar terug. So hulle weet hoe om weg te wen. Definitief, Munster is daai een span wat jy altyd gaan reken en intel by 'n uitspelrondes en dis altyd daai een span wat jy nooit eintlik regtig kan sê nee wat ek dink hierdie behoort vir die tuisspan 'n wen te wees en dat tuisveld voordeel van die span sal wees. Sharks, moet ek vir jou sê wat my hierdie seisoen effens so bietjie laat kopkrap het, want een oomblik speel hulle fenomenaal met al die Springbokke wat in die spelers daar is en teenwoordig is by die Sharks. En dan in 'n ander oomblik is dit amper half asof hulle staat maak op 'n jonger speler om hand op te steek en na vore te tree. So ek moet vir jou sê die Sharks het hierdie seisoen vir my 'n relatiewe wipwaandjie seisoen gehad het en ek hoop net regtig dat Munster nie hierdie keer daai wipwaandjie uitbuit nie. Wat die Sharks wel het is hulle spelers wat 'n groot toernooi gewen, wêreldbekers gewen het en dit kom veral in die voorspelers. Waarskynlik dit is wat die Sharks sal hoop en die ondersteuners van Durban sal hoop is dat daai spelers amper in 'n Engelse praat van 'n play-off mode gaan en dat hulle aangeskakel is en hulle weet hoe om te wen. Hulle wen nie met 'n punt wat ons al baie gesneef, maar wen moet jy wen, maar hulle weet hoe om daai groot wedstryde te wen. Definitief, en hulle het die spelers om hulle self in die regte dele van die veld te kry. Ons het dit al herhaaldelike kere gesê. Jy het dit ook nou genoem, 1 punt, 10 punte, 100 punte. 'n Wen is 'n wen. Hoe jy daai punte kry, dit dink ek is van meer noemenswaardige gesprekspunt, want ek dink die Sharks het tog voorlangs die krag om jou in die regte posisie te kry en af te dwing strafskoppe ensovoorts. Ons het gesien wêreldbekers met Oxelle en ek reken dat ons dit hier ook gaan sien. Ek reken die wedstrydplan van die Sharks sal wees. Kom ons kom in die regte deel van die veld. Ons het 'n bestendige skopskoen in Tjunu en kom ons die tellbord druk op Munster. Ja, dankie Mike. Dit is lekker rugby. Sharks teen Munster. Is 4 groot wedstryde. Dis kwartfinale al een is Vrydag aand, 3 Saterdag. Hooplik kan die Suid-Afrikaanse spanne deurgaan en weer kompeteer om in die semifinale te speel. Kom ons gaan na die sokkerveld, 'n groot eindstryd, UEFA Champions League. Dis die kampioenebeker. Dis die beste van die beste in Europa. Dis die eindstryd komende naweek. Dit is Saterdag, dis die Allianz Stadion. Neutrale veld daar in Munich, 'n groot stadion, 66,000 toeskouers. Die twee spanne daar op die middelkolletjie of wat gaan afskop is PSG, Paris Saint-Germain. Hulle speel teen Inter Milan van Italië. En dit is PSG wat nog nooit daai toernooi kon gewen het nie. Hulle het al in die finaal gespeel 2020 teen Bayern Munich verloor. En dan is dit Inter Milan wat al 7 keer gewen het en hulle het die eerste keer in 1962 gewen. Laaste keer in 2007, so baie op die spel vir albei hierdie spanne. Kom ons gaan na die fietsry toe. Dis net Italië se AC Milan wat sokker speel. Hulle kan nog goeie fietsry doen. Hulle is nou die Giro te Italië, een van die groot fietsry byeenkomste of toere wat plaasvind tans. Dit is Saterdag en Sondag waar die laaste 2 skofte gery word. Dit eindig Sondag in Rome en dit is die 21ste skof dan. Dit is 'n sirkelroete van 143 km. Saterdag se skof, dit is skof 20, is 205 km. Daar kan nog baie op daai skof gebeur. Interessant wees of Isaac Del Toro, hy's van Mexico, hy
uit goeie vorm gewys en was voorgewees of hy dit kan behou. Steven Yates en Primoz Roglic van die ander manne wat hom probeer uitdaag in dit. So dit is die Giro d'Italia wat Sondag klaarmaak in Rome. Kom ons gaan na Namibië en dit is 'n internasionale sport wat ons nou lank besig gehou het. In Namibië is daar baie groot rugby. Dit is komende Saterdag, dis Namibië Rugby die Premier Liga en die Reserve Liga se semifinale wat in Windhoek gespeel word. NTV gaan ook albei semifinale uitsaai. Dis op kanaal 285 van NTV natuurlik en op oneup2.com. Gaan op oneup2.com is as jy daar's 'n skakel om dan die direkte uitsending te volg. So wat gebeur? Premier Liga is dit 1-4. Hoe hulle geëindig het op die puntelys. Dit is FNB Wanderers wat speel teen die oud aardsvyande Trasca United. Hulle speel elke jaar ook 'n derby, dis so 'n groot semifinaal. Dan se 2-3, dit is FNB Kudus wat speel teen FNB Grootfontein. En so dit is twee spanne wat van ver af inry om op 'n neutrale veld in Windhoek te speel. Nou in die Reserve Liga is dit FNB Unam wat speel teen FNB Dolphins 2. Dit is hulle tweede spanne natuurlik en FNB Wanderers 2 teen FNB Kudus 2. So dit is die Reserve Liga, groot rugby die naweek in Windhoek. Nou ja, daarmee volstaan ek vir hierdie week. Dit was 'n lekker vol program gewees. Klomp lekker internasionale sport om na uit te kyk. Ek gaan beslis daai Formule 1 in Barcelona gaan ek volg. Daar's baie om te kyk. Daai rugby, die Stormers, Bulls en die Sharks se wedstryde ook. En dan sterkte vir alle manne met die semifinale met die rugby daar in Windhoek. En ons gesels weer volgende Vrydag. Dis hier in die tunnel. Tot dan, groete en 'n lekker sportnaweek.